'n entiteit moet ook aan die einde van elke verslagdoeningstydperk gaan bepaal of daar nie dalk 'n indikasie is dat 'n waardedalingsverlies van 'n vorige tydperk teruggeskryf kan word nie. Is daar nie dalk 'n indikasie dat die verhaalbare bedrag toegeneem het nie? Net soos met die afskrywing van 'n waardedalingsverlies, gaan die entiteit na eksterne bronne sowel as interne bronne kyk om te bepaal of 'n terugskrywing dalk moontlik is. Wat belangrik is dat daar 'n waardedaling in 'n vorige tydperk moes gewees het. Ons kan nie 'n terugskrywing doen van iets wat nie plaasgevind het nie. Ook enige afskrywing wat op klandisiewaarde gedoen is, sal nooit teruggeskryf mag word nie. Geen afskrywing van klandisiewaarde mag teruggeskryf word nie. Wat ook belangrik is dat daar 'n verandering in ramings moes plaasgevind het. Watter ramings bedoel hulle hier? Ramings wat gebruik is om die verhaalbare bedrag te bepaal. Byvoorbeeld, as die verhaalbare bedrag met die afskrywing billike waarde minus koste om te verkoop was, kan die verhaalbare bedrag dalk nou met die terugskrywing die gebruikswaarde wees, of ander kantom. Of 'n ander geval, as die verhaalbare bedrag beide by die afskrywing en by die terugskrywing billike waarde minus koste om te verkoop is, moes die billike waarde verander het, of die kostes moes verander het. Of, as die verhaalbare bedrag in albei gevalle by die afskrywing en die terugskrywing die gebruikswaarde is, dan moes sekere insette verander het. Die kontantinvloeie, die kontantuitvloeie, die verdiskonteringskoers. Met ander woorde, 'n terugskrywing kan slegs gedoen word as een van die items wat gebruik is om verhaalbare bedrag te bereken, wel verander het. As al hierdie vereistes nagekom is, dan kan ons die huidige draagbedrag opwaarts aanpas en verhoog tot by die verhaalbare bedrag. Maar daar is 'n beperking, 'n maksimum terugskrywing wat gedoen kan word. Die terugskrywing is beperk tot wat die draagbedrag sou gewees het as daar nooit voorheen 'n waardedalingsverlies was nie. Die standpunt sê dat as jy hoor as dit gaan, is jy eintlik besig met 'n herwaardasie. Dit beteken nie dat ons vir 'n bate op die herwaardasiemodel die beperking kan ignoreer nie. Daar is eers 'n beperking van die terugskrywing. Na dit kan 'n verdere herwaardasie gedoen word, gebaseer op herwaardasiereëls, as jy op die herwaardasiemodel is. 'n Terugskrywing van 'n waardedalingsverlies word in wins of verlies erken, net soos 'n afskrywing, tensy hierdie 'n herwaardeerde bate is. Dan hanteer ons die terugskrywing soos 'n herwaardasie surplus. As ons waardedaling teruggeskryf het, sal die waardevermindering van toekomstige tydperke verander, want die draagbedrag van die bate het verander. As daar 'n indikasie is van terugskrywing, kan dit ook 'n indikasie wees dat ander ramings verander het, byvoorbeeld die nutsduur, of die waardeverminderingsmetode of die reswaarde, en dit kan tot 'n verdere verandering in die waardevermindering van toekomstige jare lei.